In vanmiddag se episode is dit 'n groot voorreg om vir Magda Pinaar te verwelkom by ons. Sy is van True to You. Sy gesels vanmiddag oor persoonsgerigte ondersteuning. Goeiemiddag Magda. Baie welkom hier by ons in Tyniqua. Hallo Alani, dis lekker om hier te wees. Magda, wil jy nie sommer begin en jouself net voorstel aan ons nie? Ja, ek is Magda Pinaar en is 'n arbeidsterapeut in opleiding, maar werk al vir 'n paar jaar lank nie meer as arbeidsterapeut nie, maar wel as 'n persoon wat regtig passievol is oor die welstand en waardigheid van ouer persone as sulks, maar dan ook ouer persone in omgewings waar hulle ondersteuning kry. En dis vir my regtig belangrik om organisasies te help in hulle pad om regtig seker te maak dat dit realiseer. Ja, as ek reg onthou, gaan Tyniqua se geskiedenis met jou terug tot in 2017. Ja. Wat ek die eerste opleiding by jou bygewoon het. Ja. En daarvan af was jy van tyd tot tyd maar betrokke by Tyniqua. Ja. Baie opleiding gedoen en ons gehelp om aan te pas by 'n persoonsgerigte ondersteuning vir inwoners. Ja. Dis 'n gelaaide woord. Wil jy so 'n bietjie meer inligting gee? Ja, dit is 'n gelaaide woord. Dalk om dit te verduidelik, moet ek net so 'n bietjie die ander kant verduidelik waar dit vandaan kom. Daar's ook so persoonsgerigte sorg. En dit waar dit vandaan kom is reg oor die wêreld eintlik het sorg vir ouer persone vasgehaak of sisteme het vasgehaak by 'n plek waar hulle fokus op die wat's verkeerd, die wat jy nie kan doen nie. En sukkel hulle om nog weer die mens te sien. En soos ek noem, dis regtig 'n uitdaging vir meeste organisasies reg oor die wêreld. So dis nie 'n Suid-Afrikaanse unieke ding nie. En waar die mediese en institusionele model regtig vir mense voel asof hulle nie by die huis is nie. Hulle moet reëls volg, hulle moet tye hê, hulle moet sekere goed doen. Daar word nie noodwendig vir hulle gevra wat hulle nodig het nie, hoeveel hulp hulle nodig het nie. Maar daar word vir hulle gedoen met liefde, maar noodwendig erkenning van wie hulle as individu is nie. So persoonsgerigte ondersteuning is juist daai ding dat ons sê dat ons die persoon raak sien. Hoor wat hulle wil hê, wie hulle is, wat hulle storie is, wat vir hulle belangrik is, hoe ek my koffie drink. Nee, ek altyd vas by daai eenvoudige ding van hoe ek jou koffie drink. Hoe warm, hoeveel melk, hoeveel suiker, watter beker is vir jou 'n belangrike beker? Want ek dink baie mense van ons 'n beker het 'n storie, het 'n connection. En dit maak jou koffie anders te proe. En so ons sien die persoon raak en dan die gerigte deel is daai deel van dat hulle vir jou sê wat hulle nodig het. Selfs in klein goeders, maar ook in groot goed om te sê wat vir hulle belangrik is. En dan wat vir my belangrik is ook dan die ding van ondersteuning en nie sorg nie. Nou, dis nie dat ek nie sorg dink is belangrik nie. Sorg is baie belangrik en sorg is nie verkeerd nie. Maar ek sê altyd, sorg kom so 'n bietjie met baggage. Van die ou tyd af, ons almal dink as jy vir iemand sorg, dan doen jy vir hulle. En waar ek hou van ondersteuning is vir my die ondersteuning deel is dat ek is daar vir wanneer jy my nodig het. So dis die instelling is bietjie anderste, die fokus is bietjie anderste. Dat ek nie noodwendig altyd gaan inspring en vir jou doen nie, maar ek is daar as jy my nodig het vir wanneer jy regtig nie kan nie. So dis persoonsgerigte ondersteuning. Dit maak vir soveel sin, want die feit dat 'n mens ouer is, beteken nie noodwendig dat jy nie meer keuses kan uitoefen nie, dat jy nie kan sê hoe jy goeders wil hê nie. Noodwendig moet 'n mens inpas by 'n sekere rotine, maar mens kan tog in die kleiner dinge kan jy iemand akkommodeer. Absoluut, absoluut. En ek dink wat die ander ding is ook die persoon deel van die persoonsgerigte is dat daar is ander individue, ons verhoudings met ander. Dis nie net oor die ouer persoon nie, maar die persoon wat hulle help en ondersteun. Ons verwag van mense om tyd saam met mekaar te spandeer of iemand te help in baie intieme prosesse en prosedures deur die dag. En as dit elke dag 'n vreemdeling is wat jou moet help, wat nie weet wie jy is nie, wat nie weet van die seer skouer wat so 'n bietjie met meer ontsag hanteer moet word nie, of hoe ek my koffie hou nie. Al daai klein goedjies bou op jou eie. Op jou eie voel ek regtig asof ek nie regtig ondersteun word of gesien word nie. Ja, dit kan so 'n bietjie voel soos aanhouding in plaas van ondersteuning. Ja, mense wil nie so graag daar so beskryf nie, maar dit is nogal so. Dis baie waar. Dit is regtig. Ja. Hoe
draai 'n mens 'n organisasie om? Wat by 'n baie goeie plek begin het om mense te versorg. Ek weet in die ou dae het almal gepraat van is 'n siekeboeg en is pasiënte en so aan. Hoe draai mens daai wa om hierdie persoonsgerigte ondersteuning deel van jou kultuur te maak? Met moeite. Met baie moeite, baie groot verbintenis van almal. En ja, dis 'n deurdruk. Dis nie 'n proses wat jy hier begin en daar eindig nie. Dis 'n regtig 'n verbintenis aan 'n proses, 'n langtermyn iets. En ek het oor die jare by baie organisasies geleer en beleef wat om nie te doen nie. En mense dink baie keer ons moet net 'n bietjie opleiding gee, nê, en dat hulle net so 'n bietjie weet wat dit is en dan gaan dit verander. Nee, dit moet regtig 'n proses wees wat in sisteme vasgevang kan word. Ja. Maar dit moet uiteindelik uit die harte van die mense uitkom. En waar in die verlede of nou nog, baie keer kry ek nie die deur oop om te sê, maar kom ons doen opleiding. Opleiding is goed, inligting is goed, maar dis wat gebeur na die opleiding. En om draai van daai skip op 3 of 4 mense se lysie van to-do's te skryf, is nie goed genoeg nie. Ek het al regtig geleer dat dit moet op 'n ander plek begin en dit begin by elke individu binne hulle self. Wel, as ek nou dink wat jy sê van koffie, dit sal vir my verskriklik wees. Ek drink my koffie sonder melk en suiker. Dit sal vir my verskriklik wees as iemand vir my nie 'n keuse gee nie en vir my met melk en suiker bring. So as ek jou reg verstaan, dan begin dit by die persoon wat die tee maak. Dit is die versorger wat werk, die suster wat werk, die skoonmaker. Wat weet jy is heilig op jou remote wat op daai kant van die bed moet wees. Ja, dis al daai persone en nog verder. Dit is ook die sekuriteitsman by die hek. Dit is die span wat die geboue in stand hou. Dis die tuiniers. Dis die raad, die beheerraad wat regtig moet verstaan en inkoop en 'n verbintenis maak aan die pad om te stap. So dit was vir my weer eens nou regtig opwindend om saam met Taniqua hierdie proses te herevalueer, want waar ons van tevore regtig soos ek genoem het, 'n kans gekry het om opleiding te gee en so 'n bietjie voorstelle te maak om hierdie pad aan te pak, het ons gesien dit werk nie regtig so goed nie, want julle lysies en wat hier gebeur is regtig voltydse harde werk met krisisse elke dag. En as jy nou nog iets bylas, dan maak dit nog net meer moeilik en mense sien dit as iets ekstra. Ek onthou baie jare terug het mense my gesê, weet jy, ons gaan nou so doen en dan gaan ons daai deel doen, daai verandering. En dit kan nie iets apart wees nie. Dit moet ingewewe wees in elke dag se dink en doen. En dis waar ek nou trek, waar ons praat oor welstand en dat die welstand begin by elke persoon. En dit begin binne en want ook as 'n ouer persoon ondersteun word deur 'n versorger wie se verwysingsraamwerk en se lewe en se realiteite by sy huis baie anders is as wat die persoon wie hy ondersteun. Hoe kan ek verwag van daai persoon om regtig te verstaan hoekom dit belangrik is dat die tannie se koffie reg is of dat sy net met op 'n sekere manier of haar remote op die regterkant moet lê. Dis dinge wat dalk glad nie binne hulle verwysingsraamwerk vir hulle belangrik of realiteite is nie. So waar ons nou trek of waar ek nou trek is om te sê kom ons kyk na die welstand van elke persoon. Waar hulle trek en dat ons vertroetel dit of ontwikkel dit en dan kyk ons waar ons trek vorder, want ek glo as dit hier is, gaan dit kan uitkom en kan ek ander mense ook se welstand raak sien en beter ondersteun. Magda, jy is besig met 'n proses by Taniqua op die oomblik. Wil jy so breë riglyne gee oor wat jou proses is? Ja, ek het 'n raamwerk wat ek saamgestel het en in breë begin dit by welstand en die persoon en veral die senior span, want die senior leierspan is die span wat die leiding gee en wat die dryf en die prosesse dryf en wat ook die rolmodelle is. En dat ons dan daarna kyk ook na die verhoudingsbou en op die einde moet dit terugkom na die sisteme toe. Ja. Moet ingewerk word in sisteme in. Maar wat baie belangrik, die res van hierdie week gaan my gesprekke wees met inwoners en te hoor by hulle wat werk. Wat van Taniqua is goed en werk en wat moet ons op voortbou? Want ek glo baie daarin dat ons moet op sterkpunte kyk en seker maak dat ons dit behou, maar ook daaruit kan meer maak van.
Magda, baie dankie vir jou besoek hier aan ons in George. Ons waardeer dit soos altyd. Ons sien uit na ons voortgesette verhouding met jou. Dankie, ek sien ook baie, is baie opgewonde daaroor.